Goeiedag, dankie dat jy hierdie hele kruispadreeks saam met ons gevolg het. Vandag praat ons oor die krag. En ek glo regtig dat jy in hierdie reeks in jou verhouding met God nader aan hom kom staan het en dat jou kruispad ervarings jou regtig na hoër hoogtes toe lei in Christus Jesus. Wanneer iemand oefen, dan praat hulle altyd van twee verskillende kragte. Hoe sterk jou spiere is om druk te weerstaan wanneer jy byvoorbeeld swaar gewigte optel. Jy tel swaarder en swaarder op tot jy eintlik nie meer kan nie. En dan kry jy ook 'n krag wat hulle noem jou uithou vermoë. Wanneer jy byvoorbeeld ver sou hardloop of fietsry. Wanneer jy Comrades wil hardloop, dan moet jy elke dag jou drafskoene aantrek en verder afstande aandurf tot jy fiks is en dan kan jy ongeveer 90 km aandurf met die Comrades. So is daar ook 'n krag in elkeen van ons om die storms van die lewe aan te pak. Moeilike tye, onbeplande storms, waar ons soms sterk voel, maar later begin ingee en opgee in die lewe. Ek het vandag vir jou goeie nuus. God het vir jou 'n bonatuurlike krag gegee deur sy seun Jesus Christus wat vir jou gesterf het. En jy het nodig om dit vandag te ontdek op jou kruispad. Die groot vraag is, hoe het die krag van Jesus se dood die krag van al sy volgelinge geword? In Handelinge 1 vers 9 lees ons, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Luister hier, dit is altyd donker voor die son se opkoms. By 1.1 in jou boekie kan jy invul, die kruis was 'n simbool van dood. In die Romeinse tyd was die kruis die simbool van die grootste mislukking wat jy kon behaal. Hierdie vorm van straf was bedoel vir die grootste kriminele. As jy jouself bevind het op 'n kruis, was dit die laagste vlak waartoe jy kon daal in jou lewe. Vir enige toeskouer was dit die toonbeeld van mislukking. 'n gebreekte man aan 'n Romeinse kruishout. Jesus se nalatenskap is vernietig. Die hoop in sy volgelinge se harte is uitgedoof. Dit was nie krag nie. Dit was die einde van krag. Of so dit vir die mense gelyk en vir die vyand het dit definitief so gedink. Maar in 1.2 kan jy invul, Jesus verander die kruis na 'n simbool van hoop. Ons lees saam op bladsy 80. Kolossense 2:15 sê, maar die evangelie dring ons na die grootste omdraaiplek. Die apostel Paulus trek in Kolossense die gordyn oop en wys vir ons wat werklik gebeur het. Hy sê so het hy die regerders en die gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Luister, wat oënskynlik sou lyk soos 'n nederlaag, was 'n versekerde oorwinning. 1.3 kan jy invul bladsy 81, bring jou donkerste oomblik na die kruis. Die krag van Jesus se volgelinge, ek en jy, begin waar ons in ons menslike krag nie kan nie. Die krag van Jesus se volgelinge begin dus nie by 'n byeenkoms of 'n oorwinningstog nie. Dit begin hier, by die plek van uiteindelike oorgawe. Dit begin waar ons ook leer dat ons eie krag
nie die bron van ons vermoë is nie. Jesus se dood is. Micha 7:8 sê, moenie oor my juig nie, my vyand, as ek geval het, staan ek weer op. As ek in die donker sit, is die Here vir my 'n lig. Die dunamis krag in jou, 2.1 kan jy invul, die lewende stroom in jou. Daar is 'n onsigbare stroom van opstandingskrag in jou. Daardie krag het nie 'n bloot historiese gebeurtenis gebly nie. Dit het 'n lewende stroom geword. Paulus sê vir die Romeine iets wat ons moet verstom in Romeine 8:1, omdat die Gees van die God wat Jesus uit die dode uit opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak deur dieselfde Gees wat in julle woon. 2.2 kan jy invul, die krag gee jou 'n nuwe lewe. Dit beteken, die opstanding is nie net 'n gebeurtenis uit die verlede waarin ons glo nie. Dit is 'n krag in die teenwoordige tyd waaruit ons lewe. Wanneer jy die gevaar beleef van 'n muis, 'n doolhof, 'n hartseer of 'n sonde wat jy net nie kan skud nie, staan jy nie daarmee alleen met jou eie beperkte hulpbronne nie. Jy staan saam met die inwonende potensiaal vir opstanding in jou, 'n nuwe lewe. Ek hou van wat C.S. Lewis sê, Christ didn't come to make us nice people. He came to make us new men. Daar is 'n oes deur een saad wat sterf. Waarom moes Jesus weggaan? Dit bring ons terug na die wolk op die Olyfberg. Hoekom moes Jesus weggeneem word? Jesus het self die vreemde, pragtige logika daarom verduidelik. In Johannes 16:7 lees ons, laat ek julle egter die waarheid vertel. Jesus wat praat, hy sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur. So, hoe kom Jesus se krag in my lewe ten voorskyn? 3.1 kan jy invul. Ek moet eers in my eie begeertes sterf. As jy nie in jouself sterf nie, kan hierdie krag nie tevore kom nie. 'n Koringkorrel moet sterf om 'n groot oes in te bring. Ek vra vir jou vandag, hoe bring dit nou van 'n teologiese konsep na die ritme van ons weeklikse belewenis? Dit gebeur wanneer ons hierdie patroon as ons eie aanvaar en deel maak van elke dag. Galasiërs 2:20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het deur in my plek te sterf. By 3.2 kan jy invul, plaas Jesus op die troon van jou lewe. Efesiërs 2:6 sê, ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Elke keer as ons gewillig 'n klein dood sterf, dalk is dit van ons ego, ons reg om reg behandel te word, of ons gemak, of ons selfbevrediging, is ons nie besig om onsself te straf nie. Ons sê eintlik minder en minder en minder van my Jesus,
sodat Jesus my alles kan wees. Jou oomblik van oorgawe is die kontakpunt met die krag van die kruis. Dit is waar die werklikheid van die kruis 'n herhaalde patroon word in jou lewe. 3.3 kan jy invul. Glo dat Jesus altyd met jou is, deur sy Gees. Die wolk wat Jesus weggeneem het in die hemel was nie 'n sluier van afwesigheid nie, maar 'n teken van sy altyd deurdringende teenwoordigheid. Nou beskikbaar vir almal, oral en vir altyd. Matteus 28 vers 20 sê, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hebreërs 13:5 sê, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ten slotte wil ek vandag vir jou sê, hier op die einde van ons kruispadreeks, die storie van die krag van die volgelinge is dus die storie van die krag van die kruis. Dit is 'n krag wat geopenbaar word in oorgawe, nie in krag nie, wat gehuisves word in ons wese en nie in ons oortuigings nie, wat vrygestel word deur ons oorgawe en nie in ons gesoog nie, gerig word van 'n vertroon en nie 'n strydveld nie. In jou praktiese toepassing kan jy inskryf by punt 1. Besef dat jou donkerste oomblikke is waar God se lig die helderste kan skyn in jou lewe. Punt 2. Moenie op jou eie talente, op jou eie vermoëns of op jou eie krag staat maak nie. Punt 3. Staan in geloof dat Jesus met jou is. Kan ek saam met jou bid? Dankie Vader, dat Jesus se kruisdood ons nuwe krag kom gee. U krag, God se krag. In myself, vanuit myself, kan ek nie en is ek tot niks in staat nie. Maar dankie dat ons deur die kruispad van Jesus kon leer dat ek my krag in U kan vind. Amen. Ten slotte wil ons jou vra, daar is kleingroep besprekings en in die kleingroep besprekings vra ek vir jou, wat is die donkerste oomblikke in jou lewe? Watse dele van jou lewe het jy nog nie oorgegee aan Jesus nie? En dan baie belangrik, wil ons jou vra, skep 'n geleentheid dat julle as groep saam bid vir die vervulling van God se Heilige Gees. Ek groet jou en dankie dat jy deel was van die kruispad reeks. Totsiens.